gun ons die geleentheid om baie dankie te sê, dat jy die kletsteks gebruik, en om vir jou te wys hoe kan jy maksimum voordeel trek uit die gebruik van die fasiliteite wat in hierdie program ingebou is. As jy die kletsteks die eerste keer oopmaak, deur op die prentjie van die kletsteks op jou rekenaar se hoofskerm te dubbelklik, sal hierdie die eerste skerm wees wat voor jou oopmaak. Rukkie daarna sal daai skerm verskyn. Nou voordat ons gaan kyk na wat gaan gebeur as jy op gaan voort gaan klik, word jy net gevra om jou aandag aan daai gedeelte van die skerm te skenk. Ons wil regtig baie graag op 'n gereelde basis van jou hoor oor jou klagtes en jou komplimente en jou aanbevelings en hoofsaaklik jou ervarings met die gebruik van hierdie kletsteks. Vertel vir ons as jy nou vir die eerste keer iets verstaan wat jy dalk nog nooit begryp het nie. En jy kan net daar klik en om dadelik vir ons 'n e-pos te stuur. So doen dit asseblief baie gereeld, ons wil regtig graag van jou hoor. Dan hier aan die linkerkant het ons 'n kieslys. Nou die kieslys bevat 'n paar addisionele fasiliteite wat betrekking het op elke skerm wat op daai oomblik voor jou oop sal wees, sonder om spasie van die skerm in beslag te neem. So as jy met jou muis oor daai gedeelte van die skerm beweeg, sal die kieslys ingly van links na regs, en as jy jou muis wegbeweeg, dan verdwyn hy weer. En op die kieslys sal jy dan nou 'n paar interessante fasiliteite kry, wat jy kan gebruik vir elke hoofstuk waarmee jy dalk op daai stadium besig is. Ons gaan later in meer detail na die kieslys kyk. Vereers, kom ons kyk wat gebeur as jy dan nou klik op gaan voort. Die modules van die hoofstuk word dan vir jou gelys, met 'n kort vinnige beskrywing wat in elke module gehanteer word, sodat jy jou keuse van daaraf kan maak. Nou kom ons aanvaar vir die doeleindes van hierdie demonstrasie, kies ons module 1 van hierdie handboek. Dadelik daarna maak die eenhede en die onderlinge hoofstukke van module 1 dan voor jou oop. Nou weer eens kom ons aanvaar, ons kies hoofstuk 1 van eenheid 1 om na te gaan kyk, dan maak die hoofstuk se oorspronklike teks voor jou oop op die skerm, en jy kan gebruik maak van hierdie streepie hier aan die regterkant, om op en af te beweeg, van die begin tot op die einde en tussenin, in die teks van die hoofstuk. So jy kan dit letterlik gaan lees, asof dit 'n oorspronklike papierkopie van die teks was wat voor jou verskyn. Daar is natuurlik 'n paar baie interessante byvoegings wat ons vir jou gegee het, waaronder andere hierdie prentjies hier aan die linkerkant. Ons het gevoel daar is sekere plekke in 'n teks wat dit baie lank sal vat om te probeer uitskryf wat daar bedoel word. Daarom gee ons jou dan eerder so audiovisuele videoetjies soos wat jy nou ook ervaar op gereelde basis, by voorbeelde, as ook by die oefening, ons sal nou daarna kyk, maar hoofsaaklik ook by paragrawe wat dalk nie baie duidelik is as jy dit die eerste keer lees nie. So jy kan altyd net op enige van daai prentjies klik, en dan sal 'n video oopmaak wat jou presies verduidelik wat bedoel is in daai spesifieke sin of in daai spesifieke paragraaf. As jy dan nou afbeweeg, byvoorbeeld na 'n volgende bladsy toe, dan sal jy ook sien aan die einde van die hoofstuk het jy natuurlik jou oefeninge wat jy moet doen. Nou as jy klik op daai prentjie van die drukker, kan jy die vrae uitdruk op papier en met pen en papier self probeer. En dit word baie sterk aanbeveel dat jy dit wel sal doen. Probeer om eers die vrae self te doen, voordat jy gaan kyk na die memorandums daarvan. Nou as jy wil weet wat die antwoord is, as jy jouself wil merk, of as jy vasgehaak het en jy wil kyk wat om volgende te doen, of as jy dalk glad nie weet wat daar aangaan en jy wil die vraag van begin af deurkyk, dan kan jy net op die individuele vraag met jou muis klik. Dan sal die video outomaties oopmaak en jy kan jouself daarin verloor. Ons gaan nou ook kyk presies hoe lyk die skerm van hierdie videoetjies. Maar jy kan regtig dan nou tyd spandeer met die audiovisuele memorandum van elke van daai vrae, totdat jy presies verstaan wat jy moes geweet het en moet weet om sulke vrae te kan hanteer. Kom ons kyk dan net gou wat gebeur as jy nou na die kieslys toe gaan. As jy sien hy skuif so in van die linkerkant af. Nou op die kieslys het ons 'n paar fasiliteite soos ons al vroeër gesê het. In die eerste plek sal jy sien die eerste opsie is die begeleide toer deur die hoofstuk. Nou ons het ook hierdie hoofstuk gevat en van A tot Z vir jou opgeneem in audiovisuele memorandum of audiovisuele materiaal. Die rede daarvoor is omdat daar partykeer sekere beginsels of sinnetjies in 'n hoofstuk of in 'n handboek gebruik word, wat in die konteks van die hele handboek baie belangrik is, maar wat nie noodwendig belangrik genoeg is om apart uitgelig te word vir 'n prentjie hier aan die linkerkant, of 'n voorbeeld waar daaraan afgestaan word nie.
So om die hele hoofstuk in konteks te sien, om te weet waar pas wat in die hoofstuk by wat anderste in, het ons vir jou 'n begeleide toer deur die hoofstuk verskaf, wat jy kan sien deur net op daai prentjie te klik. Dan het ons ook vir jou 'n aanlyn wiskunde instituut. As jy internet toegang het, kan jy daar klik wanneer jy besig is met die program, dan sal jy deurgevat word na 'n webtuiste waar daar baie interessante webtuistes is wat jy kan gaan besoek, artikels wat jy kan lees, video's wat jy kan gaan kyk, enige iets wat interessant is en wat belangrik genoeg geag word om onder jou aandag te bring. Jy kan daar saam met ons blog, jy kan dan kyk na ons forum, jy kan deel word van ons groepe, daar's baie fasiliteite waarvan jy kan deel word as jy kyk na die aanlyn wiskunde instituut toe gaan, so gaan lê gerus gereeld besoek af by ons aanlyn wiskunde instituut, want jy kry dalk net iets daar wat vir jou belangrik is of interessant is. Dan het ons ook 'n oorsig van die hoofstuk. Nou die verskil tussen die oorsig en die begeleide toer is tyd. Die oorsig van die hoofstuk is 'n baie kort weergawe van die begeleide toer, in die sin dat ons net vir jou baie vinnig opsom waaroor die hoofstuk nou eintlik gaan, sodat jy voor die tyd weet waarvoor jy jou inlaat, as jy begin met die hoofstuk, dat jy ook weet waarvoor om uit te kyk. Van die begin af, jy wil nie eers aan die einde van die hoofstuk kom, en dan besef, maar op bladsy 1 was daar dalk al iets belangriks gesê, wat jy gemis het, omdat jy nie geweet het, jy moet daarvoor uitkyk nie. Dit sê ons alles vir jou baie kort en bondig, in die oorsig van die boek. Dan het ons ook vir jou 'n helpknoppie. Nou die helpknoppie verskaf vir jou 'n bladsy wat vir jou sal verduidelik wat se ander alternatiewe hulpbron ons ook nog vir jou kan gee, om jou te help om wiskunde te verstaan. Dalk het jy nog vrae buite die vrae wat ons in hierdie handboek vir jou behandel en vir jou verduidelik, en jy wil graag daarmee ook hulp hê. Dan kan jy ons maar net vra deur gebruik te maak van die fasiliteite, wat daar by die helpknoppie vir jou gegee word. Dan het ons ook verwante hoofstukke. Nou jy moet besef dat 'n hoofstuk baie selde in isolasie geskryf word. Soos jy vroeër ook gesien het, elke eenheid het 'n paar hoofstukke as deel daarvan. So om jou te help om te weet watter hoofstukke met mekaar verband hou, kan jy net gaan kyk na die verwante hoofstukke, en van daar af kan jy skakel na die onderlinge hoofstukke toe om te gaan kyk wat anders ook dalk gesê word in 'n ander bladsy van die boek, maar wat nog steeds betrekking het op dit waarmee jy besig is. Dan, tweede laaste ene daarso, sleutelwoorde. Deur die loop van 'n hoofstuk word dit baie keer gebruik, of word daar baie keer van woorde gebruik gemaak, wat nie noodwendig verduidelik word nie. Dan word dalk aanvaar dat jy hierdie woorde se betekenis nou al ken, die tyd wat jy met hierdie hoofstuk besig is, maar dit sê nie dat jy dit wel doen nie. Dalk is dit 'n woord wat jy net nog nooit verstaan het nie, of dalk is dit 'n woord wat jy die eerste keer raak lees. Kan altyd gaan kyk dan net by die sleutelwoorde. Daar verduidelik ons vir jou presies wat hierdie moeilike woorde in die handboek of in elke hoofstuk wat daar gebruik word beteken. So jy kan gerus daar gaan besoek af lê, en dan laastens, as jy weer wil teruggaan na die begin van die boek toe, of jy wil teruggaan na die begin van die module toe, kan jy daar by die blitsskakels net gaan klik, en dan sal hy jou deurvat na jou keuse toe. En dan net om hierdie video mee af te sluit, gestel, jy het nou geklik op een van daai prentjies, hier aan die linkerkant, of jy het geklik by 'n voorbeeld, of jy het geklik op een van die memorandums van die vrae wat jy graag wil sien, dan sal jy 'n skerm sien soos daai. Nou as ons aanvaar jou klank is aan, gaan jy ook hoor wat verduidelik word, soos wat dit voor jou op die skerm verskyn. Jy sal sien, dit gebeur outomaties asof dit 'n persoon was wat voor 'n bord gestaan en verduidelik het. Jy hoor en jy sien presies wat verduidelik word. Maar wat nou lekker is dat jy kan teruggaan, jy kan vorentoe gaan, en as jy klaar is, kan jy net weer daar klik om die hele verduideliking weer van vooraf te ervaar, asof dit die eerste keer is wat jy het hoor. Nou kan jy lekker 3 keer, 4 keer, 10 keer sit en luister na verduideliking, sonder dat die persoon wat dit vir jou verduidelik, moeg raak of geïrriteerd of ongeduldig raak, om het oor en oor en oor aan jou te verduidelik. As die skerm vir jou te klein is, kan jy net daar klik, dan word hy so groot soos jou hele rekenaar se skerm, alles word groter sodat jy dit beter kan sien, maar jy is dan nou reg om gebruik te maak van al die fasiliteite van hierdie kletsteks. Geniet die wiskunde.